Genesis, hoofstuk 46. Die hele huishouding van Israel het kamp opgebreek. Hulle het na Berseba getrek. Daar het hy offers gebring vir die God van sy pa Isak. Daardie nag het God in 'n visioen met hom gepraat. Jakob, Jakob. Toe antwoord hy, hier is ek luister. En God sê, kyk, ek is God, ek is die God van jou pa. Moenie bang wees om na Egipte af te trek nie. Ek sal jou daar 'n baie groot nasie maak. Kyk, ek trek saam met jou af na Egipte. Ek sal ook sorg dat jy weer terugkom. Wanneer jy sterf, sal Josef jou oë toedruk. Die seuns van Jakob het hulle pa, hulle vroue en hulle kinders op die waans gelaai wat Farao saamgestuur het vir die trek. Toe het Jakob en sy huishouding van Berseba af weggetrek. Hulle het al hulle besittings en al hulle vee met hulle saamgeneem vanuit die land Kanaan en in Egipte aangekom. Jakob se hele huishouding en sy hele nageslag was saam met hom. Sy seuns, kleinseuns, dogters en kleindogters het hy saam met hom gebring na Egipte. Hier volg die register van al die seuns van Jakob wat saam met hom in Egipte aangekom het. Die oudste seun van Jakob was Ruben. Ruben het 4 seuns gehad: Ganoch, Palu, Gesron en Karmi. Simeon se 6 seuns was Jamiel, Jamin, Ohad, Jagen, Sogar en Sul, wat die seun van 'n Kanaanitiese vrou was. Levi se 3 seuns was Gesron, Kehat en Merari. Juda het 5 seuns gehad: Onan, Sela, Perez en Serach. Maar en Onan het in Kanaan gesterf. Perez se 2 seuns was Gesron en Gamul. Isaskar het 4 seuns gehad: Tola, Piva, Jasip en Simron. En Zebulon het 3 seuns gehad: Seret, Elon en Jagleel. Hierdie was al die seuns wat Lea vir Jakob in die wêreld gebring het. Hulle is almal in Paddan Aram gebore. Sy het ook aan 'n dogter geboorte gegee met die naam van Dina. Dus, al die seuns en dogters was altesaam 33 mense. Gad se 7 seuns was Sifjon, Gagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi en Areli. En Aser het 4 seuns gehad: Jimna, Jeswa, Jeswi en Beria. Hy het ook 'n dogter gehad met die naam van Serach. Beria se 2 seuns was Geber en Malkeel. Hierdie was al die seuns van Silpa, die slavin van Lea, wat sy vir Jakob in die wêreld gebring het. Haar nageslag was altesaam 16 mense. Rachel het 2 seuns in die wêreld gebring vir Jakob, Josef en Benjamin. Josef se 2 seuns was Manasse en Efraim. Hulle ma se naam was Asenat. Sy was die dogter van Potifera, die priester van On. En Benjamin het 10 seuns gehad: Bela, Beger, Asbel, Gera, Naaman, Egi, Ros, Mupen, Gupen en Art. Hierdie is die seuns wat Rachel vir Jakob in die wêreld gebring het. Hulle was altesaam 14 mense. Dan het net 1 seun gehad, Gisem. En Naftali se 4 seuns was Jagseel, Guni, Jeser en Silem. Hierdie was die seuns van Billa, die slavin van Rachel, wat sy vir Jakob in die wêreld gebring het. Hulle was altesaam 7 mense. Behalwe die vroue van Jakob se seuns, was daar in totaal 66 mense, die nageslag van Jakob, wat na Egipte afgekom het. Josef se 2 seuns is vir hom in Egipte gebore. Daar was in totaal 70 mense van Jakob se huishouding in Egipte. Jakob het vir Juda vooruitgestuur na Josef om die pad te vra na Gosen. Uiteindelik het hulle in Gosen aangekom. Daarop het Josef sy wa ingespan om sy pa Isak in Gosen tegemoet te trek. Toe hulle mekaar sien, het hulle mekaar omhels en lanksaam gehuil. En Israel sê vir Josef: Nou dat ek jou gesien het en weet dat jy leef, kan ek maar doodgaan. Josef het aan sy broers en die hele familie gesê: Kyk, ek gaan nou terug na die Farao om hom te vertel dat my hele familie uit Kanaan uit hier aangekom het. Ek sal ook aan hom sê dat julle al julle kleinvee, beeste en ander besittings saamgebring het en dat julle herders van kleinvee en veeboere is. Wanneer die Farao julle dan laat inroep en vra: Wat is julle beroep? Moet julle hom antwoord: Van jongs af was ons, sowel as ons voorvaders, veeboere. Hy sal julle dan hier in die Gosenstreek laat woon, omdat die Egiptenare veeboere verafskie.